Die seisoen het nou so vinnig verander. Ek is alweer terug in my klein wit huisie, want dit is koud buite en mens voel die daar so kniep in die lug. Maar ek wil nou vanmôre vir julle iets wonderliks vertel. Onlangs is ek nou Kaka en Kato om daar saam met Jak bietjie konserte gaan hou. Nou as ek nou van die werf af weggaan, dan moet ek altyd iemand kry wat op die werf kom bly, wat nou na die hoenders en die kalkoene en die honde en die katte kan kyk. En ek kry toe die vrou, sy kom bly nou hier, en toe ek nou van Oudtshoorn af terugkom, sien ek daar's nie 'n enkele eier in die hoenderhok nie. Ek vra vir die vrou, nou wat het jy nou gemaak? Het jy die hoenders bang gemaak? Nee, sê sy, ek het gemaak net soos jy gesê het. Hulle water en hulle kos het hulle op sekere tye gekry. Maar die hoendertjies lyk so ai julle. En elke dag van daai dag af kyk ek en daar's nie 'n enkele eier nie. So besef ek, hierdie hoenders het verlang. En hulle seën mos nou vir 'n mens met die eiers wat hulle lê. En as hulle verlang het, dan trek hulle sommer hulle eiers terug. En hulle is glad nie meer so vriendelik toe ek nou eers daar in die hok rond beweeg nie. Nou loop ek hier rond, nou dink ek nou maar, hoe maak ek dan nou anders as die vrou, as ek nou met hulle werk? Nou kom ek agter. Nou kom ek soggens stap ek aan, na die hoenderhok toe, dan begin ek daar by die eerste hok, by die oudste haan. Dan sê ek vanmôre, môre Ronnepan, hoe het jy geslaap en hoe, jy lyk vanmôre pragtig. En dan die volgende hok is nou Gys, die haan, dan sê ek môre Gys, en die volgende haan is nou Jupiter, en ek sê môre Jupiter, en dan begin ek die hennetjies groet. Vir Pip in the Pocket, vir goue hennetjie, vir wit hennetjie, vir stoute klein haantjie, dis net so ou klein haantjie, maar hy's bitter kontant. En so praat ek met hulle, en as ek nou ingaan en ek gee nou mielietjies, dan is daar 'n soort liefdesdiens hier tussen ons. Ek is bly om hulle te sien en hulle is bly om my te sien. En van die hoenderhok af nou natuurlik kalkoenkamp toe. Julle, toe ek van Oudtshoorn afkom, kyk hy een oog kalkoentjie my en ek so. Nou is hy eintlik al wild vir my. Dit het my nou 'n volle 5 dae gevat om weer daar te sit en hom so te half mooi broodjies bak en vir hom weer kossies neersit, en nou sy so half. Hy kom, maar hy wil weet, moet weet, hy sê vir my, hy's glad nie gelukkig oor die ding nie. Nou dink ek, wat kan ek nou doen? Ek groet hulle nou elke oggend en in die aandloop sê ek naand, nou dink ek, wag, ek sal met liefdesodes begin opsoek. En ek dink so, ek het so lief, Shakespeare het mos die wonderlikste liefdessonette geskryf. En as van ons Afrikaanse digters wat net sulke mooi liefdessonette geskryf het. So ek gaan nou, want ek het nog nie 'n enkele eier nie, julle. Dis nou al meer as 10 dae. Ek het nou die dag my laaste 2 geëet, en ek is so lief vir eiers. En ek dink ek was bietjie, ek moet hulle daar meer bedank het nou, van dat hulle nou eiers, nou nie meer eiers lê en nou besef het, maar ek sal meer vir hulle moet bedank terwyl hulle nou lê, en vir hulle prys en vir hulle sê wat beteken die eiers vir my. So my plan is nou om die week wat kom, gaan ek nou 'n paar Shakespeare sonnette opslat, en ek gaan daar by die hoenderhok sit en dit vir hulle lees. Want as daar nou een dier is wat Shakespeare kan verstaan, dan is dit nou 'n hoender. Ek is nou nie seker van die kalkoene nie, maar 'n hoender definitief. So ek gaan nou vir hulle, eers met my eie woorde, vir hulle sê hoe lief het ek hulle, en hoe waardeer ek hulle, en dan gaan ek vir hulle liefdessonnette lees. En dan sal ek nou kyk, wat gaan nou word? Kan ek nie maar net 1 eiertjie kry nie, of sommer 2 of 3 of 4. Want as die winter nou kom, dan is die eiers minder, dan lê hulle minder. En terwyl ek nou so elke oggend by die hoenderhok kom en hulle so prys oor hoe mooi hulle is, dan dink ek, hoe voorreg het ek om die hart van pluimvee nou te leer ken. Ek ken nou die hart van 'n hond en 'n kat, maar ek het nie besef hoe diep is die hart van pluimvee nie.
Hoe diep lief raak hulle vir 'n mens nie. En ek hoop as ek weer praat van die hoenders, kan ek rapporteer die eiers het ingekom.